Sit welkom terug hier by Trou is die pere koopie. Ek afkoos die een Kibedu en die belangriker Kibedu of belangrikste Kibedu sit in die ander kant. Eloise Kibedu. Nee, dis maar net oor 'n spesiale dag wat ons dit opneem. Ek het nie Anada, opgelet nie. Ek het nie gerealiseer nie. ons is die twee Kiberus, maar ons is Nee, mekaar mag se is- Kiberus. Ons is in mekaar se En Kibedu. julle is nie eens van familie nie. Glad Wel, nie. ek weet nie, my pa sorry. gaan melk op, ek weet nie waar die koeie gaan Sorry, soek. jy doen nog die opening. Sorry, gaan maar. Kering nie daarin. Ons praat net huwelik. Julle het nou al klaar gehoor wie ons in die ateljee het. 'n Man wat nie bekendstelling nodig het nie. 'n Groot man, hy is as min dat mense groter as ek is en vandag in studio het ons iemand wat groter en langer as ek is. Hy's 'n legende in die veld. Jy ken hom op die radio, op die TV, op die film, groot skerm. Die man skryf boeke, hy produce films, hy direk mense, hy help my om beter Afrikaans te praat, hy help my om 'n beter pa te wees vir my kinders. Niemand anders as meneer Zyne Meas in die huis. Sure. Na daai introduction wil ek ook hoor wat ek gaan sê. Sy moenie Eloise en Solomon, ek ken hulle jare. Ek is so lief vir die twee mense, veral die ene. kinders. Hoor jy, ek het nou eendag gesit en dink, nee. Mm. So ek ontmoet toe vir Zyn, daai bloedjonk uit die Wasdie uit. Dit is presies 26 jaar gelede, rowweg hierdie tyd, nê? Ja, Eintjie somers. Toe het ons eintjie somers gedoen. my Die mag. eerste Afrikaanse musiekblyspel by KAK&K. Is ook die enigste keer wat ek by KAK&K opgetree het op 'n verhoog. Maar sê vir my is daai 26 jaar terug. 26 Ja, jaar. kan Die jy jaar gas. 2000 en hier's ietsie wat jy dalk nie weet nie. Ja. Terwyl ek op Oudtshoorn se grond rondloop, nê, ek was geboek gewees om te begin skiet op Sewende Laan. Okay. Daai Wat? week daarna. Wie sou jy speel? Rai. Emma. Vanessa. Nee, Vanessa is toe klaar gekies lank. O, Felicity. Felicity. Ja. Die rol van Felicity gehad en daar was 'n paar meningsverskille tussen my en die produksiespan. Mm. In die sin dat ek het mos nie familie gehad hierbo nie. Ek was stoksiel alleen Okay. kind van die Kaap. Ja. Nie familie nie kar nie, niks nie en ek wonder toe hoekom ek al die pad by Louniel uit. Soos Mm. vandag waar daar Ubers en taksies en hy goed En is. produksie stel jy ook op vandag nou. Jy weet hulle kom al hier by die huis. Nee, of seker. destyds Ja. was jy maar aan Jy jou moet eie self daar kom, genade ja. oorgelaat. 26 jaar terug. Ja, en Ja. ek vra toe nou wie se mense wat naby aan my bly, maar obviously was julle al klaar die sterre gewees. So nee, 'n groter as ek was maar nog 'n kind, nee, begin vars uit die Wasdie uit. En ek het gesien hulle wou nie 'n adjustment maak of sommer net my hele besonderhede vir mense gee of 'n lift vang nie. En jy weet hoe sy stel. Om jou te akkommodeer om op die show 7 te to wees. 7 Ja, en wat so ja. en destyds dit was in die Boondoe Solomon. Sure. Ek het 'n taxi gevat 5 Louniel, uur soggens van My broer, Kyalami toe. My bro. Daar my was die bro. Louniel taxis nie. Ja. Daar was Kyalami toe, dan maak jy away van Kyalami af. So jy staan met die bediendes wat met die madams gaan help Sure. in die taxi En queues. vra vir hulle hoe om waar te kom en waar om af te Sure, kom. wat- Nou kan sy daarby ry. Nou is dit in four ways. Dis nou nie Ja. meer maar anyway, so daai is Maar die lost opportunity, maar kyk waar's jy nou vandag, né? nee, dit is die laaste. Jy weet mos hoe weer Ja, God. die hele Here werk so. Hy maak Maar jy dis een so deur lank- toe, dan maak jy 'n venstertjie Dis oop. so lank ons pas op. Hoe oud is jou oudste? My oudste is nou 32. So ek kan jou tweede kind gewees het. Maklik, ja. Sure. Ja, As jy kyk ja, na die so na die sag- timeline. 32. Ja. Was die kind daar in 'n huwelik gekom? Is dit hoe lank ons getroud is? Nee. Elke- Nee, om eerlik te wees. Ekskuus, Nee. dat ek lag. My, Solomon. my dogter gebruik die teen ons die hele tyd. Sy was 'n jaar en ons het getrou in Oktober maand. Sy was 'n jaar en 3 maande oud toe ons getrou het. Wow. En sy sê altyd vir ons, I'm an illegitimate child. Jy het ons even en sê ek stop claiming that. Stop claiming. En sy maar sy Die sy kinders skel is ons te uit- slop sy vandag. skel ons uit so van 'n ding is af. En sê ek no, it was different back then, maar kyk waar is ons nou? Ons is 32 jaar getroud. Jy's 32 jaar of wat jy weet. Ja. Sy word 33 die jaar. Ja. Jy weet so alles het uitgewerk man. En Nou- sy is 'n fenominale persoon, Campbell. Ek het reg geloop nou die dag in Ja. KAK&K toe ry ons in dieselfde kompleks gebly Is dit? by die fees. Sy het Ek 'n kyk as ek play so gedoen. jy's mos Zyn se kant. Ja. Ja, ek weet jy te naam Campbell. Ek weet Ja, jy ja. naam, maar Sy jy's het my eerste gesê, Zyn se jy sê kind. hallo. Sy het gesê aan Eloise sê hallo. Toe sê ek okay cool. Illegitimate. Sy die playwright of 2026 of is 'n national playwright kompetisie gewen. Ja. Sy direct plays, sy skryf, sy produce, Sy's sy vibrant, lecture hoor. by Wits, sy's 'n lektor by Wits, sy's 'n lektor by die Markteater se
wat is hy? Maak 'n theater lab en hy kan werk, ek weet nie. Maar dis waar jou loopbaan begin het soort van Ja. by die Market Theater. En Dis ek bedoel ons praat van Campbell, jou Ons oudste dit nog. dogter. Mm. Ek het ook nou 'n jaar terug dink ek het ek ook 'n produksie gesien, jou one man show wat sy gedirek het Sy het ook. dit gedirek, sy het my gedirek, sy het gesê dis die laaste keer. En sy sê vir my, ek ken mos niks man. As ek kom by ons kinders, weet die ouers niks. Ons weet niks nie. Ons weet nie hoe om te loop nie of te eet of om kinders groot te maak nie. Ek het 5 kinders groot gemaak. Maar jy Maar weet, volgens Campbell, you know nothing. Ja. Ja. ons moet die hele tyd humble pie Ja, eet. sy sê vir my, gaan jy lyn so speel? En sy Christo Davids directed me first in this play. We did it like this. Do I look like Christo Davids to you? Ja, praat sy Campbell, I have respect for you, girl. I Well, have no, respect. I'm reviewing your daughter card here as I'm listening to your Ja. pa. Nee, jong, sy kry hy van haar ma af. Ja, Megan. Hulle lyk soos ek, maar hulle gaan regkom, Want hulle kry hulle ma se geaardheid, jy weet, dis die ding. Ek wil vir jou 2 goeie vra uit hierdie hele begin stukkie, nê? Daai tyd, 32 jaar gelede, was dit nog 'n groot ding om 'n kind buite die eg te hê. O ja, wel mense het jou nog so gekyk, jy weet. Ja. En jy was Sy het nou 'n verskoning gevra vir die kerk. Sy Absoluut. moet gaan staan en absoluut. daar. En ek was nog destyds was ek in die Katolieke kerk in. Ah, En in hy kerk en as jy 'n meisie te lank kyk dan sê hulle julle twee moet trou. Verstaan jy? Ja. So dit was, maar ek het my geestelike lewe daai tyd het 'n turn gevind. het omdraai gevat. Jy weet ek het my hart vir die Here gegee en ek het net daai tyd toe ontmoet ek ook vir my kind sy het deur 'n selfe ervaring gegaan en daar's ons swanger. Verstaan jy? Maar ons het die ding saam uitgewerk. Ons het die Here ingenooi in sy huwelik in. En 'n jaar later het ons getrou en ons het nou 5 kinders. 5 kinders. Nou daai so na 33 is. Zayn, So. jy klink maar Ja. jy klink terselfdertyd baie bly oor die feit maar ook Ja. My tweeling, hulle is nou 12. Liam Ja. en Liam hy's 13, I lie, hy's 13. Hulle is 13 jaar. Teenagers. Liam is hy's nou amper so lank as wat ek is en hy eet 2 keer soveel. Oh. Hy gaan deur hy fase waar hy verorber. Hy syfen goed. Hy's soos 'n vacuum cleaner. Hy seg net goed in. Kan hy na my huis toe kom? Ek sal vir julle help kook want my kind eet niks. Is dit? Wanneer ek met plesier asseblief hulle wie ek stuur hom. Laat ek net gou vir Megan bel. Gee my wat dit is. Hy kind eet. Liewe Hy Maar kom, let's back up a little. Hoe vinnig. Ek wil net gou terug gaan. Ons gaan nou na Liam Ja. toe kom. Vertel ons, hoe het julle verloof geraak? Obviously was dit soort van 'n moedtroue, maar was jy daar 'n Kom ek sê jou, romantiese ou? nee, kom En ek nu sê 'n jou. jaar en 'n half later is dit nie meer 'n moed. Nee. Wel, Maar kom ek sê julle, die oomblik wat ek was by my vriend se huis. Ons het wat ons genoem het weekends, dirty weekends gehou, jy weet. Jy wil ons weet? ja, jy loop van die huis af Vrydag en kom jy Sondag aan terug. Oh. Daai tipe ding. Jou ma sien jou eers Dis in die Sondag. tyd voor social media, guys. Dis Don't try correct. this today. Don't try this Ja. today. En ek was by my vriend se huis en Megan loop in met 'n neefie, haar cousin, Ja. wat saam met my op skool was jare terug. Ja. En sy loop in en onmiddellik sê ek, that's my wife. Onmiddellik. Ja. I knew it. Ek sê ek het nog nooit so iets ervaar Op die nie. dirty weekend, En stap daar. dit het my 6 maande gevat om die vrou se aandag te kry. Sy het nie gesien nie. Ja. Sy sê sy het, maar jy Even weet, with en all ek your was- tallness. Come on, handsome. En- Huh? ek was Mackie Stuurman van the game. The game. I know, right? It was. Come on, en ek het 'n kanarie geel Mercedes-Benz 2 uit die SLI gery. You know what's like met yellow hubcaps en alles. En Mense, as ek in die straat afry, kyk jy mense my so, maar Megan het my nie gesien. Megan het my nie gesien. Ek het haar pursue. Jy weet as hulle sê, Ja. hulle Bybel sê ons hy wat 'n vrou vind 'n goeie ding Ja, en vader- guns van die Here. Come on. Maar He ek that moes finds a ek het hy wife. vrou nie gevind nie, ek het haar gejaag. Soos 'n jagter. Ek moes baie keer moes ek in die straat en lê met 'n verkyker en sien daar kom sy uit die huis uit nou. Dan lê jy jou jou strik. Verstaan jy? Ek moes sulke goedjies doen en na teater toe vat en so aan maar. Het 6 maande of plus gevat om dit net te kry om my te sien.
sy het eers met een van my vriende uitgegaan. Ja, ek dink ja, dude, daai ou, hoe kan jy daai ou vat, jy weet? Het hy Maar al geweet Hy dis het- maar nee, hy het sommer net 3-4 dae gehou, toe dink ek net, you see. Sure. Die Here is op my kant. En ja, dis hoe ons begin, maar ek sê julle, daai oomblik wat ek as sing en ek go, 'cause she looked like the woman of your dreams. Jy weet, jy het 'n idee Sure. van Nou hoe 'n vrou nog. moet lyk. Like sy soos 'n Sure. woman of your dreams. Ja. En ek betaal nou nog ook nog. Ons doen maar sielebol aan ons. Maar Sy betaal vir die glo my res van mense, ek betaal nog steeds. Ek betaal nog steeds. The never ending story, guys. Ja, toe sy inloop, toe lyk sy soos die persoon wat ek altyd in my gedagtes gehad het, met sy met sy met so lyk en sy was mos 'n model daai jare. Ja. Sy het van Zimbabwe af gekom, haar pa was hier van Suid-Afrika af. Toe gaan hy Zim toe trou hy met haar ma. Toe was sy daar gebore en toe sy 23 was, toe kom sy terug. Ek het haar ontmoet toe sy 23, 24 was. En sy was 'n model, sy was amper mevrou Zimbabwe of so iets, jy weet, en daai tipe goedjies so. Maar hy was nie die ding nie, dit was You net just die, knew I just when you knew saw. instantly. Ja. And I had to pursue until I got it. En wanneer het sy toe ingestem? Wanneer het sy toe vir jou ook 'n sign gegooi? Ja, okay, I can do this with you. Well, ek het you know, I kind of wore her down, Eloise. Jy weet, Ah, sy het agterna dis so moeg aanhouer gemaak. wen. Sy sê, okay man, Kom ons gaan net. okay, kom haal my hier by die werk die tyd. Nee. Nee, toe sê met hy klong opbreek. Toe soek sy mos nou 'n skouer. En Yes. sy weet mos nou, sê sy en ja, ek het nou opgebreek by die ou en kan jy Vrydag kom en my kom haal? Ek is bly sy's nie nie. Laat sy nou 'n ander weergawe van hierdie storie vertel. Dan toe sê sy kom haal my by die werk, jy weet, sy het ver gewerk. Gepraat van Louniel en so aan. Sy het in Rivonia Off-ramp af in Sandton se kant toe gegaan. Daai was Pretoria vibes Verstaan jy? vandag. En ons was in die suide in Rivelie. Reveille. Verstaan jy? Daai Jo. stukke 45-minute drive en dit F&B stadium was wat met hy milk wat ek gehad het was halwe tank petrol. Daai's so toe terug. commitment. Daai's Ja. commitment, ja. Maar toe uiteindelik toe sien sy my. Toe was ek die gentleman, jy weet, kom maak die kar deur oop en alai, toe sê sy okay, miskien het hy iets, jy weet. En Weet jy, ek het nou net met iemand gepraat van Zim. Daar was 'n Mm. ander environment in Zimbabwe wat mense betref. Hulle het op 'n ander klas amper groot geraak as ons hier in o ja, Suid-Afrika. absoluut. Hulle dink altyd hulle is beter as Ah, ons. Nog steeds vandag. As Ja. dit Wat my vrou doen, so ja. maar dis omdat sy aan goed gewoond was. Ja, nee, absoluut. So moes jy nou toe so klein bietjie, al was jy dan nou Mackie van the game, moes jy 'n bietjie Ja, ja, step up. ja. Hulle het mos nie matriek en hy goed, hulle het mos O levels gedoen. Ja. Was education. educated. En ek Highly. kom ons van Rivelie af. Nou Come praat on, ek I so mean- van dinge dan sê jy nou you don't dan sê ek me and Sol are going out dan sê sy no it's Solomon and I. Jy weet hy tipe dinge wat my net is my hare uit. Dan sê ek oh really? Well, me and Solomon still going. Sy het my so gekorrekteer en hy Ja. and you are staying. Ja. So sê ek stem saam, absoluut. En Ja. hulle en toe ek soontoe gaan, hè, was daai land daai jare nog was dit ons het amper soontoe getrek hoor. Zim toe getrek. Dit was regtig die breedbaas of van Afrika. Ja, Fabulous. hulle was bietjie, jy weet, hulle was bietjie hoër as ons in die social standing as dit gekom het maar En was dit uitdagings omdat sy obviously 'n ander paspoort gehad het vir julle om te trou? Het julle 'n bietjie uitdagings gehad omdat sy gebore was in Zim of was dit nie regtig nie? Sy het seker ja, kyk haar pa was mos Suid-Afrikaans, so dat alhoewel sy daar gebore was, hy sê nog steeds where you know country of issue, né? Ja. Zimbabwe. Maar sy is nou mos sy was getroud. Dit was nie so 'n groot ding nie. Dit was nie Ja. regtig groot. Maar toe kom haar pastoor terwyl ons nog swanger is. Toe kom ons pastoor, Pastor Stan. Julle ken hom goed. Ja. Solomon. Toe kom hy en sê kykie man, ons weet julle is nou swanger en so aan. Moet nou nie condemned voel en so nie. Kom kerk toe, kom kerk toe. Kom. Gaan ons kerk toe. Daai's oopkoop vir daai tyd hoor. Verstaan jy? Toe sê hy pastoor, kom wees net in die skaap In die kraal. kraal. Wees in die kraal, wees net daar. Ons was gedoop in hy kerk en ons was getroud uit hy kerk. Hy het ons gedoop, ons het ons getrou, ons was in leierskap en toe hy aftree, toe vat ek en Megan oor as pastoorkappel in hy kerk, jy weet, vir 3 jaar. So dit was 'n journey vir ons. Dit was regtig God in ons huwelik in wat ons kon sien.
En daai man het so 'n groot rol in ons lewens gespeel. Was daai belangrik? Ja. Geloof dat Kyk- sy moet match waar jy is of at least. Ek dink Eloise vir enige paartjie wat gaan trou, is dit een van die, jy weet daar's mos negotiables, né? Ons praat nou mos oor trou. Ja. Ons doen berading met jong mense, Ja? ek en Megan. Dan sê ons vir hulle die mense, voor julle trou moet julle berading doen. Ja. En daar's sekere goed wat julle mekaar moet vra. Byvoorbeeld, wat glo jy? Wat glo ek? Wil jy kinders hê? Wil ek kinders hê? Hoeveel wil jy hê as ons albei? En dan moet negotiables is sodat jy dis net nie van jy's mooi of I feel for you of iets nie wat nou moet ons trou. Nee. Dit vir 'n lang ek sê altyd ons lei mense op net nie vir die troudag nie. Ons lei jou op vir die huwelik. Yes. Dis lifeline. Dis As so. lifetime. Ons praat nie van divorce en jy weet goed te gebeur, ons weet, maar ons praat nie van dit nie. Ons lei julle op vir 50 jaar saam. Ja. So Ja. praat ons. En as jy hierdie gesprek het van wat is jou geloof? Glo jy dieselfde ding as ek glo? Jy weet, allerlei negotiables wat 'n mens moet doen om seker te maak jy compatible ten minste. Hy's belangrik. Jy Ten kan dit minste. nie trouens mos nie perde koop nie. Ek sê maar dit is 'n mooi perd, ek gaan dit koop. Nee, dis negotiables. Yes. Alhoewel die een seker die ander een meer gaan ry in die lewe in, maar dis negotiables wat 'n mens wat jy van die begin af met Yes. daai fondasies moet neergelê word. Wat is goed wat jy nie moet negotiate nie? Wat solid is, wat maak nie saak van watter geloof jy afkom nie, van waar jy nou met soveel couples gepraat het jy nie. Wat is hy goed wat jy weet as make dealbreakers wat 'n huwelik kan maak of breek, wat jy nie moet boundaries skuif nie, want sommige goed is beyond belangrik. So daar's 3 belangrike goed wat ons oor praat in 'n huwelik en wat gewoonlik die groot goed is waar mense oor beklei. Ja. Geloof, seks en geld. Sure. Jy weet, gaan ons 'n joint account hê of gaan jy jou eie geld hê en ek my eie geld en dan betaal ons net wat ons in gemeen het af. Verstaan jy, die huis, die kar, die wat die ligte, jy gee helfte, ek gee helfte, maar jy verdien R5, ek verdien R7 en never the two will meet, maar of gaan ons 'n joint account hê en ons, jy weet, hy's negotiable. Ja. En ons, as ek en Megan berading doen, dan sê ons altyd vir mense, ons gebruik die Bybel. Ja. Ons gebruik nie 'n boek van Franklin Covey of dinges en so nie en ons begin en ons eindig met die Bybel. Wat sê die Bybel oor huwelik? Wat sê die Bybel oor familie? Sure. Wat sê die Bybel oor die rol van 'n man en die rol van 'n vrou? Sure. Wat baie keer lyk asof jy 'n vrou jy weet jy trek haar terug of jy hou haar onder of jy trap oor haar. Nee, dan sê dit die man moet dit doen en so. En ons kan daaroor praat en so. So dan sing ons eintlik 'n huwelik is eintlik 'n give and take en Megan gebruik 'n baie nice ding wat sy sê, die man se sterkte is die ding wat die familie cover, né? En dan kom die vrou en sy kom met haar liefde en haar dit is 'n mooi Kenetgo, sy ken hom, sy praat oor dit. Dis die vrou se rol in nie. Dis nie 'n vrou wat onder is wat 'n man net kan sê ek is die man nie. Sy kom as die helper, equal. Maar sy kom en as die twee so vas is dan kan hulle nie maklik gebreek word nie, jy weet. So dis al daai tipe goed wat ons moet verstaan die rol van 'n man en 'n vrou en so aan. Seks. Dan gaan ons 1 Korintiërs 7 toe waar die Bybel sê die vrou se liggaam is nie haar liggaam nie. Dan sê die man, dan sê die volgende lyn en die man se liggaam is nie sy liggaam nie, dis die vrou se liggaam. En julle mag nie mekaar weerhou nie. Jy mag nie sê, ek wil nie. Tensy, jy weet sy deur die maandelikse siklusse gaan of vir 'n rede wat julle albei besluit. Ja. Dan moet julle weer vinnig by mekaar kom, sê die Bybel. Sure. Want die duiwel is belistig en hy sal daai begeerte gebruik. Natuurlik. En Teen ons die sien dit. huwelik. Ons sien dit in ons gemeenskappe. Ja. So ons leer daai tipe goed, jy weet, en kom ek spring net voor en sê dit is wat ons huwelik sterker gemaak het. Is die feit dat ons mense dit leer, maar ons leer self deur hulle te leer of wat hulle van praat, dan gaan ons ook, gosh, ek het nou nie gedink van dit nie. Dit help my nou met my verhouding met Megan, jy weet, met my huwelik hierso of met die kinders so. Maar daai is die 3 goeie: geloof, Seks. ons geloof, Finansies. seks en jy weet, want manne voel altyd hulle kry te min. Jy weet as dit kom by daai ene en vrouens gaan wel ek het nou my duty gedoen en so aan. Het ons nie gaan sê nee, dit voel vir ons as verlede maand.
dan kan dit 3 maande terug wees. That was months ago. It was last year, February. Verstaan jy? Sê ek altyd van my vrou. Hy praat nou iets dieper, hy sê Nee, ek sê maar net. Nee, Nee, manne is soos daai. ter jy weet. illustrasie. Ja, ter 100%. illustrasie. En vir vrouens is en dan leer ons ook uit ons ervaring, Ja. 'n man werk buite binne toe en 'n vrou werk binne buite toe. Sy wil eers geliefd voel, sy wil eers geappreciated voel. Sy soek eers die blomme en die musiek en die dinges en And that's where we jy- fail. verstaan jy? Ja. Fail that. Ek sal die gras gaan sny na afterwards. Sy's like, do that first Ja, en die dan die gaan ek- poorte van die dan- hemel is verstaan oop. jy? Ja. Dan gaan ek en sy gaan jy weet. O, Here help ons. Ons lag nou oor maar, Ja. maar Zayn, weet jy wat vind ek in ons nie net in die breingemeenskap nie, maar in die Suid-Afrikaanse konteks. Daar's 'n konservatiewe benadering wat hierdie oop gesprekke nou nogals moeilik maak Ja. tussen ouer geslagte en jonger geslagte. Ja. Maar die gevolg is die gevaar wat ek nou op die oomblik sien en ek wil met jou daaroor ook praat want jy praat baie oor pa wees. Die gevaar wat ek op die oomblik sien is ons kinders gaan soek hulle raad by valse profete en by die verkeerde plekke Ja. aanlyn, Ja, ja. nê. So veral oor hierdie 3 groot pilare. Elke mens is nou 'n guru en elke mens het nou experience en ons sien ek het Solomon gepraat oor ons sien op sosiale media almal se huwelik is 'n binnekant. Nê, of die highlight reels of wat ook al, dis Yes. gevaarlik. Yes. Want ons kry nie die volle picture nie. Ons kom sit nie by 'n koppel soos julle Ja. wat saam nog steeds die pad stap nie. Dis sulke snippets en dan vat ons Verstaan jy? lewensadvies vir of seks Ja. of geld of geloof. Ja, dis wat hulle noem die mountaintop experience van die huwelik. Niemand praat van die Die wortels Van die en dale roots nie. en die yes. daai nou dale wil ek is altyd net die Sure. mountaintop. Jy weet, o, dis is goed. Ons huwelik is so en jy moet dit doen vir jou man, hy gaan gelukkig wees. Jy moet dit doen vir jou vrou, sy gaan gelukkig wees. En as dit nie gebeur nie, hoe gaan ons deur daai dale? Hoe gaan ons deur daai tye waar jy net voel ek gaan nou moord pleeg, jy weet, hulle sê mos daar's 'n gesegde wat sê a man isn't complete until he's married. After that he's finished. Verstaan jy? Nee, hulle sê dit. Ek sê dit nie. Ja, Nee, Megan, wat praat jy van? Dis Ja, wysheid. dis Ons die- kry wyshede hier, man. Ja. Dit Nou, is ek- masterclass. Ja. Hy pak streng plak Nou stem moet toe. ons deur daai gesegde werk, Ja. jy weet. Sure. Want 'n man jy weet ek het 'n stand-up comedian gesien die ander dag van 'n vrou vandat sy klein is. Sy speel met poppe. Sy het 'n poppehuisie. Sy beplan vir die dag wanneer sy haar eie huis gaan hê, dan weet sy hoe mense en papi moet kom sit, jy weet ek het al baie gesit met Campbell en Leia. Waar ek moet nou sit en ek drink uit daai goedjies uit en dan sit sy goed op my kop en Jy weet eens wat in Ja. my koppies is, maar sy verstaan jy, maar ek moet maar net drink. Partykeer is dit leeg. Maar sy beplan al vir dit. En vir vroue is dit iets om na uit te kyk. Die huwelik en die lewe wat voor haar kom. Vir 'n man is dit amper soos 'n vonnis, amper soos 'n siekte wat gediagnoseer is. Ja. O, het julle gehoor Harry trou? Regtig? Ball and Shane, chain. wanneer het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Ek het hom net laasweek nog gesien. Wat gaan Hoe het hy uitgevind? Nee, sy het hom verlede week gesê. Ja. Jy weet ons gaan seker 'n week hou vir hom en so. Maar in elk geval vir manne voel dit amper so. Ja. So ons moet ons negotiate dit. Dis goeie wat ons oor praat oor. Ja. Jy het 'n idee van hoe 'n huwelik en 'n troue gaan lyk en jy het 'n idee van hoe dit gaan lyk. Jou vryheid is nou weg, boetie. Jy kan nou nie weer met die manne uitgaan elke week soos jy gedoen het nie. You got to negotiate that as well. Ja. Verstaan dit? Jy moet nou al hy DM's en goeie wat jy moet daai stop en ja, it's a Weet jy wat ek het so visual gehad sy. Ek weet nie of jy gaan saamstem nie, maar ek dink wat baie keer gebeur is veral as jy twee het wat die een dink huwelik is Dit in sy 'n kop. belangrike stap Ja. en die ander ding nie ons kan maar net saam bly dis kwaai ek is mos Verstaan saam met jy? jou. En ek dink wat 'n man nie besef nie, daar is 'n wonderlike sirkel wat voltooi word met die aksie van trou. Want voor daai tyd, selfs al is jy verloof, jy kan nog by die agterdeur uitgaan. Ja. Hy het deur sy gesluit nie. Daar sien jy 'n burglar bars op die. Hy's soort van op 'n skreefie. Maar die oomblik as jy trou, dit beteken nie jy gaan nie weer by die agterdeur uit nie, maar dis asof julle gesamentlik besluit dit is julle twee en jy gaan ons saam loop. Ja. Vind jy dit ook so want dis my visual, die sirkel is voltooi Absoluut. wanneer jy Sy belofte voor God en voor mense. Dis Sy covenant. gemeenskap, ja. Dis korrek. Ja. So daai is 'n belangrike ding, daai till death do us part ding, né? Daai mense vergeet daai ene. Sure. Hulle doen dit so as deel van daai
through sickness and health, through, jy weet, Rympie. dis korrek. Dit beteken min vir hulle. So ons berei ons mense wat gaan trou voor presies sê 'n maand voor die troue, want ons huwelik vat gewoonlik, ons huweliksberading vat gewoonlik ten minste 3 maande. Ja. In 'n maand voor hy gaan ons deur daai. Hulle gaan julle hulle eie 'n vow skryf. Gaan julle dit self skryf? Okay. As julle nie, kom ons gaan deur die. Ja. Wat gaan die pastoor gaan dit sê, gaan sê Wat through beteken dit? through sickness and health, good and bad, till death do you part. And also you are in witnesses, these witnesses here before God. Ja. Jy weet, wat beteken dit? Is dit maar net 'n ding wat ons doen of bedoel julle dit? En dis hoekom is hy negotiables so belangrik. Jy weet, want as ek voel ek compromise myself om net deel te wees van 'n troue, want dis hoe baie mense dit ook sien. Okay, ek wil trou, ek wil nie die een is wat single is die hele tyd nie. So ek gaan maar trou. So ek gaan daai ding maar nou oorkyk. Wrong thing to do, jy weet. 2, 3 jaar in die huwelik gaan jy, ek kan nie. I should have said something. Ek moes iets gesê het, ek kan nie, ek wil uit, ek kan nie meer nie. Jy voel asof jy nie asem kan haal. No, let's talk about it now. Byvoorbeeld, gepraat van vaderskap. Ek sê vir manne, moet nooit ons een van die dinge wat ek en Megan doen is rules of engagement when fighting. Daar moet rules wees. We have to set Jy- the rules. Julle gaan beklei. Moenie ding is 'n fairy tale en daai ding wat sê in the prince kissed and she The woke frog. up and they lived happily ever after gebeur nie. Nancy. Sure. No, that's a fallacy. Dis nie die waarheid nie. Julle gaan beklei, maar as julle gaan beklei, wat is die rules van engagement? So ons gee hulle dit. Vir die manne, my een vir die manne, een van die golden rules is moenie uitloop nie. Never walk out of a fight. That's good. Jy weet hy van deure. That's good. Ek kan dit nie vat jy maak in sy kar ry. Sure. Don't do that. We don't do that. Jy breek iets in 'n vrou as jy daai doen. Miskien het haar pa uitgeloop toe sy Sure. klein was. En daar sien sy daar gaan haar pa Trigger. weg en hulle kinders blameer altyd hulle self as dit kom by divorce of nie ouers wat nie saam is nie. Hulle sê altyd dis iets wat hulle gedoen het. Ja. Miskien as ek nie hier was nie of wat het ek gedoen? So nou maak jy ou wonde oop as jy weer uitloop. Nou voel hy vrou weer weerloos. Nou voel sy weer verlore. Nou voel sy don't do it. Don't walk out. Moet so stay and fight. Now if you're going to stay and fight these rules. Yeah. Die Bybel sê ook moenie laat jou son ondergaan op jou kwaad nie. Don't let the sun go down in your anger. So ek en my vrou, ons het geleer voor ons mense berading gegee het. Ons het geleer van ons pastoor. Ons sal beklei, maar nou moet ons gaan slaap. Nou ek lyk nie, Sola en Eloise, ek lyk nie so slaap op die naad van my kant van die bed nie, die naad. Dan maak ek so 'n lintjie ook nog so, jy weet die duvet so, en dan so voete tik in die aand en dan staan jy op in die middel in die oggend en jou nek is seer, jy kan nie meer nie want jy weet ek lyk nie dit nie. Megan en ek lê so, jy het net gehoor hoe praat ek van hoe sy wil lê. Jy weet, dan vra ek altyd wie sê are we expecting someone else in bed with us at night? Gaan iemand anders daar kom nie want as Hy is heel vol op, man. die derde van die bed is oop. Ons lyk so slaap. So ons sal sê okay, ons gaan môre weer beklei. Love you, soon. Sodra hy wekker afgaan, dan sê ek vir jy weet, en nog 'n ding wil ek net gesê het. Sy skrik ook so wakker. Weet, ons sal eerder dit doen as gaan slaap waar jy so moet lê. En what we had to learn that. Ek was die master So julle maak peace dan. ek was For the sake I had of. to learn that so, want ek was a master of silence. Ek sal niks sê vir 2-3 dae want ek weet Stilstype. Megan's love language is touch and die and I knew and somehow I knew it. So ek het net stil gebly. Ek praat nie met haar vir So jy onttrek kompleet. Oh En as wow. baie mans wat dit doen. Ek weet ek was Verstaan op 'n jy? stadium daar. ja, ek moes bely het van Daai is net so hektiek soos om te loop uit die huis Verstaan uit. jy? In fact even more. It hurts more want sy wil nou net iets sê en jy weet, kom ons praat ten minste net van die kinders. Wie gaan die kinders skool toe vat môre want ek het 'n nou bly ek stil. Nou moet sy 'n WhatsApp stuur of 'n note los. En I had to repent of it. Ek moes bely het en gesê En het, soms kan ek gou kom daar is daai so bad van jy nou vrou praat nie, maar nou praat jou vrou met iemand anders, Verstaan met jy? Eloise Third part. en dan is dit soos maar ek het dan klaar vir Zayn gesê dat jy en dan
julle maak mekaar oop van nou sien die ander mense, julle twee praat nie met mekaar nie. Nou soos ek het klaar vir jou man gesê dan met Megan, oh ja, you told me this. Nou moet sy vir jou beskerm en die hele tyd is dit so Daar sê dat jy die derde party in betrek by so Die julle. duivel, dis waar So- hy inkruip. So there's rules of engagement. I want to come back to julle twee die pastoor Pastor Stanley wat julle toe invind. Vir my is daai ek dink daar's baie couples wat condemned gevoel het of pastore wat hulle net uit die kerk het gejaag het of hulle was bang om kerk toe te kom. Hoe belangrik was daai vir julle? En is amper ek wil amper hê dan 'n boodskap gestuur word vir leierskap in die kerke om bietjie meer, ja, die kinders het sonde gesondig. Hulle het verkeerde dinge gedoen. Hulle weet daai. Baie van die families voel hulle wil nie kerk toe kom nie of die couples en hulle is te bang vir wat gesê gaan word, die judgment wat hulle gaan kry by pastore en julle Of die gemeenskap of die ewen. gemeenskap en julle was verwelkom en daai het julle hele storie verander. Ja. Die feit dat 'n pastoor besluit het om vir julle te sê kom kerk toe. Ek dink nou gou net nee, ek vergeet ek nou die mercy is genade. Wat is grace? Grace, Grace is genade, Grace is mercy genade, is mercy mercy is- is is dit? heeltemal- Okay. Ja, mercy is 'n ander woord. Die genade wat Pastor Stan ons gewys het toe dan van deel van Vaderhood se boodskap geword 'n fondasieboodskap. Daai genade. nee, mercy is genade, grace Dis is wat ek- grasie. Is dit nie grasie? Die grasie wat dit ook, maar julle verstaan Maar wat ek sê. ja, grace Wat is verstaan. hy het eintlik God se hart getoon teenoor ons. En nou daai toe 'n kernboodskap vir my geword toe ek Vaderhood begin het. Jeremiah 1:5 sê, nog voor jy in jou ma se baarmoeder gevorm is, het ek jou geken. So ons moet ophou sê vir kinders, jy's 'n mistake kind. Jy, ooh. Verstaan jy? So daai ophou sê want God maak nie die God wat ek dien nie. Hy maak nie mistakes nie. Exactly. Hoe kan jy sê hoe kan jy God onkant vang? Jy doen iets dan sê die Here vir die engele, "Jy kan nou nie dit verwag nie." Ja, Ja, Solomon is die hulle het eerste my nog ene in gevang. 'n miljoene, miljarde mense wat Kan nou nie hierdie dit boek verwag. Hy ken die einde van die begin af. Come on. Dis hoe hy is. Dis Come wat on. hy doen. Come on. So hy miskien hier's wat ek vir mense sê. Miskien is jy voor die tyd 'n ouer, maar jou kind is nie 'n mistake nie, asseblief. Sure. Your child was called for a time such as this, Esther. Vir 'n tyd soos hierdie is jy geroep. Psalm 139 sê jy's in jou ma se baarmoeder gebrei deur God se hande nog. Uit jou vorm nog voor dit gemaak is, het hy hom geken. Sure. Verstaan jy? Nog Sure. voor jy enige van jou dae uitgelewe het of van jou ma en pa bymekaar gekom het hy boeke oor jou geskryf. Hoe kan hy 'n mistake is? Nou, So ek sê vir Campbell, stop sê as hy ons so uitskel en sê moenie hy sê nie, jy was bestempel en bedoel en geroep. en vir ons 'n besef tyd nie daai power van ons woorde nie. Miskien was Zayn so vol van homself as Megan nie swanger geraak het, hy sou weggeloop het van 'n blessing van die vrou. Toe kom Campbell as die glue wat hy. Sure. Jy weet nooit nie, jy moet nooit sê jou kind is 'n mistake of ek weet nie, ons is nie My reg vir lewe dit was nie. nou geëindig Weet met die jy, kind se aankoms. Ons doen berading vir mense wat swanger is. En daar was 'n vrou, sy was 'n week overdue. Toe roep hulle vir ons en kom praat die vrou, dis 'n probleem met die baba. Toe vra ek haar, "Hoorie, wat gaan aan? Wat is sy was enkel sustertjie. Wat gaan aan? Nee, haar boyfriend sê hulle kan dit nie bekostig. Hy wil hê die kind hê en al hy. Toe moes ek hom inroep in die teenwoordigheid van die baba, want dit is ook uit 'n ding nou uitgevind wat ek nou en hy moes vir haar om verskoning vra in die teenwoordigheid van die baba, want ek gaan nou praat oor wat kinders aanvoel. Die volgende dag Toe release sy. want Ja, die kind was in breach. Die dokter het nie geweet hoekom wil die kind nie draai nie. want die kind het 'n geweet. week. Die kind het gevoel sy gaan 'n las wees. My pa soek my nie. Die pa het gepraat van geld, bly oor die maar hoe gaan ons dit bekostig? Hoe gaan ons dit doen? Kry En hoendervleis. tot hy bely het en vir my gesê ek is jammer. Ek het hom so 'n uur en 45 minute met die man gepraat. Toe volgende dag draai hy kind van self en sy gee geboorte. Toe vind ek het uitgaan ook met die South African Psychiatric en Social Psychology Department. Ek gaan praat by hulle dinges. Toe praat ek van die feit dat ek uitgevind het die frekwensie van die pa se stem. Die frekwensie van terwyl die kind in die baarmoeder is, affekteer die
sekere goed in die kind se brein wat Ja. moet Activate ontwikkel word. en Ja. activate. Nommer 1, sexual identity. Hy kind gaan nie dink hy's 'n sy as hy is as hy uitkom nie. Sure. Hy kind gaan makliker kleure onderskei. Blou, wat is hy, orange, pinkish, Ja. series, wat ook al. Hy gaan nie, so nommer 1, hy gaan nie sexual identity, number 2 colors, en nommer 3, die mees belangrik is nommers, 'n 1 en 'n 7. Kinders wat met wiskunde sukkel, Sure. die pa se stem was nie daar nie. Dankie. My kinders is alright met wiskunde. Nou, ek tel dit op met my tweeling wat jy weet, hulle 'n pa was nie uitdagende daar. begin gehad het. Yes. En hulle sukkel met wiskunde. Mm. Hulle het self, jy weet, ons so hulle gekry het, was hulle 8 maande oud en hulle kon nog nie sit nie. Hulle moes al gekruip het, amper geloop het, maar toe ons hulle Daai eerste verstaan, jaar so die is ontwikkeling, vital. die ontwikkeling van breinfunksie en liggaamlik was, maar ek en Megan het vinnig. Jy weet, hulle sê love covers a multitude of Come on. sins. Ons het hulle Come on. lief gehad totdat hulle was 'n week na hulle eerste verjaardag toe loop albei van hulle. Verstaan jy? 'n perfekte tyd. Ons het hy wat hulle in 8 maande gemis het, opgevang in 4 maande met liefde, met physical therapy elke aand self. Ek het een kind gewas, sy het die ander gewas en so aan Sien en jy wat gebeur as hy Ja, toons as is? hy toons het, Nee, Nee, wat moet jy die- moet span. Hoe sê hulle teamwork makes the dream work. Ek is so jammer, ek wil nou hier inspring want ek praat so. nee, daai is vir my so dis nou in die omgewing van Moedersdag wat ons hier opneem, so hierdie is baie top of mind en top ja. of body vir my. Daai doelbewuste implant. Nie net die physically maar die mental, dat ons ek sê baie vir Solomon, ons kry kinders sonder dat ons lisenses het daarvoor. Yes. Ons kan 'n kar moet jy voor Absoluut. betaal, jy moet 'n pa staan vir wanneer is hy tyres maar hierdie kosbare geskenke wat ons kry, soos jy sê, wat preordained is, want een van die goed wat vir my uitgestaan het toe ek swanger is, nou dink ek, ek is nog nie lekker nie mentally, ek is op 'n lekker plek in my lewe nie. En toe sê iemand vir my 2 goed. Niks mistakes nie. En hierdie babatjie het julle 2 as ouers gekies met al julle goede. Net soos julle is. Hoor, relax. sê dit net weer, sê daai een lyn weer, die babatjie het julle gekies as ouers, want jy sit daar en jy dink, ek gaan hierdie kind opmors. Nou, die kind het 'n spesifieke experience wat hy op die aarde wil kom hê in that body. Die spirit kom vir dit. En ook ek wil teruggaan na die geskenk toe. Ja. Ons vat nie die moeite om daai goed te verstaan nie. Ek het gehoor op 18 weke begin hulle al stemme hoor. So daai kind se pa het met hom begin praat van 18 weke af. Hulle sê ook mos kinders as hulle gebore raak, hulle is nie 'n ouetjie. I beg to differ. Ja. Hy kind het op my bors gelê, sy pa se stem gehoor en hy kop het gedraai. Ja. Toe gaan ek, don't you come tell me lies. Hierdie kinders is so connected. Hy het geweet as hy pa verby my loop as afhangend van die toon, het hy of geskop of hy het gaan staan. Ja. Ja. Like I experienced it physically. Maar jy moet 'n wake wees van hy goed en nou wil ek jy het so gepraat van ons het hierdie mountaintop experience wat ons sien van ander mense. Was daar ooit 'n tyd waar want soos jy sê daar is die fantasy nie, daar is die rom-com wat ons sien oral en wat ons soms in participate deur te vertolkie, maar nee, ons noem dit after the credits. Die credits rol mos as they drive off into the sunset. What happens after the credits? Sy kar crash oor like wat? Hoe kan jy nie die badkamer se vensters oophang nadat jy die toilet gebreek het? Goed soos daai now becomes a reality. No one talks about those things. Wat is van hy goed wat eintlik nietig is, maar wat nou nogals opgehoop het, hy klein jakkalsies wat wrywing tussen julle veroorsaak het wat jy glad nie expected het. Kom ek sê hulle een ding van my vrou. Daai ons het mense berading gegee vir sulke goed, maar Megan is van die geaardheid van sy soos ek, ons sien altyd die beste in mense. En sy het altyd die beste in my gesien, jy weet, so selfs nou as ek deur hy ding van twyfel gaan oor my loopbaan of hoekom direk ek nie meer movies nie of jy weet hoekom sien mense my nie, dan is sy net daar. Sy's net ondersteunend en sy was altyd so. So ons jakkeltjies was
deur hy vrou weggejaag deur haar geaardheid, deur haar sagmoedigheid, deur haar probeer om die man te verstaan. I've got to understand him to love him. Sure. En ek het dit besef. Ek het dit eers besef. Ek het altyd geestelike goed gedoen. Ek was die leier, want ek het eerste bekeer of so iets. So ek het altyd gebid. Ek het altyd gaan dan sê sy nou, you pray. Oh, you talk. No, is dit glad nie so nie. Want eendag toe hoor ek my vrou bid en sy vra God om vir my as die leier van die huis en haar man te seën. Nou ek het nooit gehad dat iemand vir my bid nie. I mean, mense bid vir jou. Bless vir Solly, bless vir Eloise en so. Maar om te hoor, Here, die man is my man. Hy's die leier van ons huis. Lei hom laat hy hierdie van I've never heard anyone pray like that before. Hy het my skielik iets in my laat verander. Maar sedert ek het op 'n I just saw in a different light. Megan is nou die prayer warrior in ons huwelike. Megan is nou die ene wat ek sê, listen, we need some prayer of hier kom 'n couple. Megan bid jy vir hulle want sy bid nou met deernis, sy bid met passie, sy bid met verstand, sy het my oortref amper in hy area. And I'm not threatened by it all. I love it. Verstaan jy? Maar so het ons begin. Daai was haar gesindheid, haar geaardheid that she could have overlooked. Daai jakkeltjies, daai klein tierlantentjies wat ander mense sal irriteer. Ons beklei nog steeds oor goedjies, maar is nie belangrik nie. Waaroor beklei julle? Nee, ons beklei nie weer nie. Nee, Weet jy? maar waaroor kan julle potentially vassit? Nie beklei nie sin van deure slaan. Nee, nie so nie natuurlik, maar die ding waaroor ons vassit is hoe om die kinders groot. Ek hoor dit by baie couples wat meer as 10 jaar getroud is. Het jy vir die kinders gesê, maar het ons nie saam besluit ons gaan, julle mag nie. Hoekom sê jy nou dit moet gebeur? Wat? Maar Daddy het gesê kan maar En hulle is slim. ons wil TV kyk. Hulle kan vra vir jou in die stilte. Verstaan jy? Hulle weet Out of wie se sag context. is. Yes. En in my huis is Daddy die saggeer. Megan is die ene wat sê, no, you will do it now. I don't care if you're sleeping, go shower now. It's midnight, go shower now. Jy weet, voel ek vir hy kinders en ek dink, just go shower. Ek sal nog gesê dit is alright, hulle maar Ja. veel Ek het gesê, hulle kan veel gaan lê. Sy gaan maak hulle, sê kom, get up, out of this bed, go shower. Sy lê nie meer op fyn lyf Daddy op my sê- nakens. My dogter is so bang vir wiskunde. Nee. Sy sal na my toe kom, Daddy, just help me with this. Sy sê, kom, gaan dit op ChatGPT. Ek sê, no. Ek kan dit, sy moet die ding verstaan. Ja. You know, hy moet sy na haar ma toe gaan. Yo man, ek kry my kind so jammer van haar ma is op haar case. Nou sê die beste in haar graad in wiskunde al vir jare van die ma, you know. Foundations is belangrik. Net saamstem met Zayn gedans bring is ek dink daai gebeur nou in my verhouding ook man. Ek is staan gereeld voor 'n kerk. Ek is baie geestelik en ek is gereeld om kinders te motiveer, kerke te motiveer, maar in ons huis laat ek as daar mense kom dan laat ek my vrou bid. Dan sal ek altyd sê die mense sal verwag dat bid jy gou vir ons, sit ons gou op die pad, ons gaan nou. Dan sal ek vir my vrou sê, hey, liefie, bid jy vir die mense, sit jy die mense op die pad. Is daai ding wat kom met tyd? Dit praat van ek sien dit as 'n positief van 'n huwelik wat en hy is belangrik wat ons mense ook leer. Maar ons kan hulle ons sê dit vir hulle in die begin by die berading, maar hulle sal dit ervaar na 10 jaar as hulle getroud. 13 op pad 14. Ons is op pad Na 14. 19 na 19 jaar sal jy sien die huwelik maak spasie vir jou gawe, Eloise. Ek het nou besef ek is nie goed met geld nie. Jy is goed met geld. Neem jy die geld. Dit maak my nie minder van 'n man nie. But you're better at money. So you handle the money. Jy's beter met dit. Of ek sien jy groei in duining, laat ek spasie maak vir jou met dit. Nie jy maak dit toe nie of jy praat as ander manne wat dit doen, wat gedreig voel of vrouens wat gedreig voel deur hulle manne wat opkom of jy weet, dan praat hulle teen hy ding en so van hulle wil glo hulle is hulle domein. Yes. But maturity. My pa het met die geld gewerk in die huis. Ek sal verstaan jy? Ja, maar hulle kan nie tot 3 tel nie. Tot dan raak die kop. Dis hy zambak raak ook op. Worry. Verstaan jy? So dit sê vir my dit's 'n huwelik wat it's a beautiful growing authentic dit gee spasie vir mekaar se gawes en talente en ek kan I can relax in who I am en ek vir jou die spasie gee, jy kan dan relax in dit en ons dit praat van dit. That speaks to me of that. Is dat julle huwelik dan op 'n ons huwelik is nou, you know, verstaan jy? Dynamic. 14 gaan sy hoërskool toe. Ons Ja, julle is nou dan so.
Wat se ouderdom mense kom vir berading by julle? Sien julle soms nee, ja, ek sit almal. en dink nou want daar is nou soms mense wat al klaar getroud was, maar wat dit dalk nie die regte ding of die regte manier gedoen het aanvanklik nie. Kom hulle nou agter, hoorie, actually as ek hierdie tweede ene wil laat werk, moet ek die reëls volg, Ja, moet ek die Dis pad korrek. loop. Dis korrek. So wat se en as daar ouer mense na julle toe kom, wat sê nou maar tweede of so huwelik, verander die raad of tweak julle bietjie of sien julle hulle is meer oop vir die aanvaarding van julle wysheid? All of the above, wat jy nou net gesê het, presies dit. Die jonger mense kan ons begin met 'n fondasieboodskap. Die ouer, die mense wat kom vir tweede huwelik is red flags. Jy het nou gesien wat gebeur in die eerste huwelikind. Wat het jy wat kan jy verantwoordelikheid neem vir die feit dat hy huwelik gebreek het? Nie wat het hy verkeerd of sy verkeerd gedoen nie. Wat kan jy verantwoordelikheid vat vir en hoe kan jy dit verbeter in die tweede huwelikind? Wat het jy ervaar daarso? En dan is daar mense wat net kom van 30, 35 jaar getroud. Hulle wil nou skei. Dan sê ons, nou hoekom? Daar's nou 'n en hier's 'n belangrike ding. Dis wat ons hulle leer, die jong mense. En dit ervaar jy ook as jy oud is. 'n Huwelik is in twee mense. Is tussen twee mense. Nie die kinders nie. Hey, That's called family. Marriage is between two people. Praat. Nou julle moet seker maak of julle nou 1 kind het of 20, julle maak spasie vir mekaar. Nou kom julle hier by 35, al die kinders is uit, hulle is op hulle eie. Nou is julle gestak met mekaar. Ek Ken nie die mekaar persoon nie. In fact, ek like haar nie, ek like hom nie. Ek wil skei. Julle het nooit in hy 20 kinders of 1 kind tyd gemaak vir mekaar. 1 keer 'n maand date night. Daai sexual ding. Don't disconnect just because jy's moeg of wat. Okay, verstaan nie man, hy wil dit nou hê. Ek is bietjie moeg, maar kom ek, jy weet, Never mind die moeg, dis ook die Of wat ook oggend al. aand vibe, want Ja, die ja. een is wakker in die oggend, die een is Dis wakker in die korrek, ja. aand. So daar's mismatches Verstaan jy, biologically ook nog. but meet each other there, meet each Ja, other there. Meet each other in net 'n koffie drink. Ja. Leer as iemand iets vir jou sê, hulle soek nie raad nie, hulle wil net download. Hulle wil net offload. Maar nou nie sê, maar hoekom is jy dan nie? Maar wil jy hê ek moet sometimes skel my vrou my, I don't want you to do anything, just listen. Of ek sê vir haar, babe, I didn't ask for advice, I'm just telling you what I went through there. Maar ons weet sommer nou. Ons is klaar in hy groove in van die ene wil sê net sy download net. Ek gaan niks sê nie. En sy weet ook sy sê my nou net. Hy wil nou nie raad hê want ek gaan hom dan dan's klomp vir ons wat sê, hoekom kan jy nie so solly wees nie? As die Verstaan laaste sy? is die laaste ding wat 'n man wil hoor om Of 'n homself vrou, of 'n of 'n vrou, jy ja. vergelyk om Sure. met 'n ander man of 'n ander vrou. It's the last thing you want. Maar daai kom met tyd. Dit kom met daai tyd. Dis wete hoekom sê ek, van dit kom met tyd wat jy net weet. mekaar ken en leer hier is ken nou en- net, ek wil net luister. Sure. As sy raad wil hê, gaan sy sê, wat dink jy? Yes. Then I can speak now. Yes. So dit is daai. Wat was die vraag? Ja, Maar ja, hy dan. ja, ja. Dit was daai. My oom, ek wil gou die volgende vraag vra Ja. van ek sien tyd is besig om ons te vang. Met tyd het ek nou al gesien al met sekere dinge wat jy aanpak, daar is iets wat jou aanval op daai ding. Kom ek maak 'n voorbeeld. Ek en sy wat begin het met die podcast, trouens die Perekopie, het ek het nou die dag met 'n pastoor ook gevoel. Voel ek dan daar's 'n groot attack nou op my huwelik. Yes. Nie noodwendig omdat vir verskeie redes. Nou is dit ook daai ding wat jy voel dat jou ek sit elke week in 'n masterclass met mense oor getroud wees en trouens die Perekopie. So ek is die beste een om te praat in die huwelik hoe ons die ding moet doen. Jy praat gereeld oor fatherhood en you know pa wees. Ja. Wat is die uitdagings wat jy en jou vrou het, you know, omdat jy's baie min by die huis, jy skiet aan 'n soap nou, telenovela, jy's heeldag weg. Naweke, jy was laas naweek in Namibië, jy's op die pad gereeld, julle sien mekaar min. So ek kan net dink dat, you know, daar kan nog ons baie aanvalle Absoluut. en Absoluut. uitdagings My wees. kinders, my ouer kinders sal jy sê. Oh, my father wasn't always there. Sure. Want ek het fatherhood begin en ek was klaar oud. Hulle was al ouer. Ja, Want ek het my fatherhood begin toe ek 40 was. sure. Toe ek net 40 draai, toe roep die Here my vir dit. So hulle was al groter, maar daar was 'n periode van hulle lewe waar hulle kan sê my pa was nie daar nie, want Maar hulle bewus was daarvan, want ek hardloop nou met die visie wat God my gegee het, met die
Sure. nuwe ding en ek was so besig om manne te sê hulle moet goeie vaders wees. Hey, By die huis yo. gaan my kinders, waar's daddy? Ek sê weer weg die naweek. Ja. So exactly that. Nou kom dit by wysheid. Nou kom dit by iemand het my dit geleer. Partykeer die vyand sal jou stop om 'n visie te begin of vorentoe te vat. Maar partykeer is hy so slim, hy stoot jou van agter af. Daar's periodes in jou lewe waar jy moet stop en leer wat jy daai seisoen wat ek nou net deurgegaan het, né? Wat is die les daar? Wat ek nou moet sit en besin en hom invat en bietjie tyd spandeer en net recover hierso en ook bietjie tyd spandeer met my familie en so. Maar nou kom die vyand en hy stoot jou van agter af. Dan gaan jy verby daai periodes waar jy moet rus. Gaan jy verby daai periodes waar jou kinders gaan die homework en want jy's besig en hy stoot jou so vinnig jy's by 'n afdrand af agterna. En dit moes ek ook geleer het. Iemand het my gesê, pas op met die visie. Nie vir die blockages en die boulders en die barriers en die blockades wat gaan kom nie. Van die van agter stoot dat jy so vinnig gaan en jy dink ek is op dreef. Sê dit nou, ja God is Ek het dit gebore met dit en dan verloor jy alles Waar's belangrik. die oomblikke wat jy moes gestop het en het gerus het en ingevat het. Of zijn, ek dink om daarbey aan te sluit waar ons voel ons doen dan die ding juis. Jy werk juis so hard Ja. om vir jou kinders te provide, Ja. maar jou kinders sien dit nie so nie want jy sien daar nie. So jou Verstaan kinders dink jy offer hulle op vir die paycheck of vir die vision. Maar eintlik wat jy besig is om te doen is om 'n legacy te bou vir hulle, maar because you don't involve them. Ja, jong, dis 'n bitter les wat ek moes geleer het. Sjoe. Ek moes bely het van dit. Dit het 'n hele chapter geword in my boek in The Adulterous Father. Ek het 'n boek geskryf, Oh. jy weet hom, né? Yes, Daddy, sir. Papi kom huis toe. Ek sê 2010 het hy. Dis nie hy ek het die ene nee, ek wil eene hê want ek maak 'n seentjie Daai- kind groot en dit is so belangrik om Yes. 'n sterk manstem in my oor te Ja. hê dat wanneer ek met hom werk en met hom Absoluut. praat dat ek nie sy waarde verminder nie, dat ek want ek kan nie man wees nie. Ek kan nie Yes. daai goed oordra. Maar jy kry goeie manlike rolmodelle. Maar dit is in die Dank boek. Vader. Ja, ja. So die adulterous vader, die wat se Afrikaans. In elk geval, is nie 'n pa wat in 'n verhouding het met 'n ander vrou of nee, dit's 'n pa wat verhouding het met sy werk, met die kerk, met sy besigheid. Hy's so besig om Jy, goedjies te doen. Praat jy. Sy kinders word nog groot sonder 'n ding en that became a chapter in my book because I had to learn that lesson. Das pastore, maandag aand is raadvergadering. Dinsdag is susters biduur. Woensdag is die manne. Donderdag is die vrouens. Jeugvrydag. As almal Saterdag verbaas bly- die kinders uithak wat is aan 'n pastoor se kind hoe dan? Verstaan jy? Hy sê daar nie. Hy's 'n skaapwagter van die kerk, maar jou kinders, jou eie flok daar by die huis word nog groot sonder 'n skaapwagter. Jy weet, dis hoekom is PK's so moeilik. Pastorskids, pastoorkinders. Hulle is Was- altyd af, ewen as jou pa nie 'n pastoor nie. Want hy kind is nou mos nou Uit die wyk uit. hoekom? Daddy was nooit daar nie. Hy weet nie. Hy rebel teen daai. Hy rebel teen And there's a die lot kerk. of resentment from Verstaan those jy? kids because you had my daddy, I didn't. So die les daaruit is meer as die presente wat jou kinders gee. Meer as die ek het mos nie dit gee toe ek klein was nie. So gaan seker maak my kind het dit. Meer as dit is jou teenwoordigheid in jou Sjoe. kinders. More than your presence. Your presence is more important. Daai presente beteken ek jou teenwoordigheid is meer. Daai kinders, ek sê altyd vir almal, kinders weet nie of hulle arm of ryk is as hulle Nee. klein is nie. Hulle verstaan nie. Ek het met 'n klip gespeel toe ek klein was vir karretjie. Ek is vandag ek is nou nie ryk nie, maar verstaan jy, ek is Gemaklik. akteur. Ek is gemaklik. Daar's 'n jong kind wat elke week perd gaan ry het. Haar pa het gevat vir horse riding lessons. Sy weet nie sy's ryk nie. Sy weet net sy's te liefde vir perde. Jy kan omruil. Sy kan arm word, jy kan ryk word. Maar die teenwoordigheid van liefde, waardigheid, sekuriteit, vrede kan nie later wil ingesit word nie. Dis te laat. Sy kry nie kans later. Sy kry Hy nie kan- access. Daai boontjie is klaar so Later. gebuig, skeef gebuig. En Hulle weg sê van jou af gebuig. buig die boontjie terwyl hy jonk is. It's too late to fix broken men. Rather, train a child up in the way that he should go. However, as broken men nie luister want Nee, ongelukkig dit is nooit te laat. om- sommige mans het nie dat Ja. ongelukkig is daar baie enkel maas. Das deesdae ook baie enkel paas, maar daar's baie enkel maas wat beide daai rolle moet vervul en hulle kan nie biologies nie sielkundig. They do the best they can, maar Yes, hulle wees. ons het daai sterk waantoe gaan mans
vir daai sterk principled leier of mentor, want ongelukkig is daar baie valse profete daar buite wat lekker gift of the gab het, maar wat se lewe nie wys wat jou lewe wys nie, wat nie physically uit hulle eie example uit bereid is om vulnerable te wees en te sê, hoorie ek en Megan is hierdeur en dis hoe ons hy gaan navigate dit. So mense val vir waartoe gaan ons vir Ek gaan gou 2 goedjies sê. Ek sien ons se tyd is amper op. My eerste ding is oor hy enkelmoeders. Mense sê vir my, hoe het jy vaderhood begin? Was dit van jou pa? Was hy goeie pa, slegte pa? Ek sê nee, ek het vaderhood begin omdat 3 van my susters enkelmoeders was. And I needed to know why. Hoekom? Want hy man het geëet by ons tafels. Hulle het selfs oorgeslaap. Ek het sport gespeel met hulle. Nou maak ek die kinders groot. Want ek is die babatjie in my familie in. My susters is almal ouer as ek. Nou speel ek pa vir die kinders. Wat gaan dan in 'n man? That's why I started fatherhood. Die tweede ding wat ek wil sê, gaan 3 goed te sê. Tweede ding is, dankie vir al die enkelmoeders wat dubbele rol moet speel, Eloise. Was dit nie vir hulle nie, weet ek nie waar die land vandag sou gewees het nie. Die land word by mekaar gehou deur 'n enkelmoeder wat 2 jobs het en sy werk 'n tweede shift op die tweede job, net om seker te maak dat kos op die tafel, elektrisiteit in die boks, skoolfees is betaal en natuurlik airtime, want die kinders moet op TikTok gaan. Kyk, staan. As 'n ouma met 'n die wifi is aan. Dis 'n ouma met 'n pensioen van R2300. Wat 'n familie van 6, 7 aan die gang, plus die neighbors se kinders. Hoe sê dit doen, weet ek nie, met 2, 3 nie. Die Here alleen weet, maar vir daai mense wil ek sê, ons dankie. Hy's 'n groot, 'n kernboodskap van my is om vir enkelmoeders te sê, dankie. Dan, die laaste ding wat ek wil sê, is goeie rolmodelle. Soos ek vir jou gesê het, vind 'n goeie rolmodel. Toe my pa dood is, toe ek 14 was. 14. Net toe ek begin man word, toe ek begin soek vir man, gaan nie dood. Het ek goeie rolmodel, ek gaan terugkom weer as ek en Megan dan praat ek die storie verder. Maar ek het goeie rolmodelle, manlike rolmodelle gehad, my skoonbroers. Die pastoor wat ons kom kry, I had that, and that's what we should look for. But I'm telling you, die grootste invloed en die grootste rolmodel, mentor, was Jesus homself. Ek het sy lewe gelei, hy was nie getroud nie, maar as ek sien die tipe man wat hy was, en ek het geleer, Christ-likeness and manhood, is synonymous, is dieselfde ding. Wow. Jy kan nie 'n man wil wees as jy nie daai man kan. Come on. So vir my, in my geloof in, jy weet, daar is so mense van verskillende gelowe wat kyk, maar vir my was dit die grootste rolmodel, die ultimate role model. En die mense ook in die Bybel wat foute gemaak het, die hele tyd, maar God het hulle gebruik. En ek het besef, ek hoef nie perfek te wees nie, ek moet net beskikbaar wees, ek moet net toegewyd wees. Daai is vir die mense wat God gaan gebruik, daai is die mense wat God gaan gebruik. Kan jy dit glo, Eloise? Kyk die tyd. Kyk die tyd. Ek sê ook, het ons net 10 minute gepraat. Wat gaan aan met daai klok? Daai klok is wie is hy nie? Dis een van die so Solomon sê masterclasses. Dis een van die unintended benefits van hierdie, want ons check net nie, ons gaan met mense praat. Ons gaan praat oor troudae en dit was van die begin af vir ons baie belangrik om te praat oor huwelike ook en ook te sê, hoorie, die couple wat hier sit is nie om te sê ons doen dit beter nie, maar is 'n lekker example. Maar keer op keer is ek nederig verstom oor wat ek persoonlik uit 'n gesprek uit kry. Ja. Ek is of complete agreement that there is no such thing as coincidence. That when the pupil is ready, the teacher will appear. En wat jy nou vandag van my hier geleer het as vrou, as ma, jy kan nie vir jou genoeg dankie sê nie, because soms het ons net 'n reminder nodig van waar die pad nou actually is en ook van waar die pad kan wees, sou ons nie noodwendig geweet het nie, want baie mense weet nie. Hulle loop blind. So hierdie was nou, ek weet nie van jou nie man, like en subscribe hier onder, gee vir ons 'n comment, want ek weet ons sien jou in een gedaante, maar dit was nou my so verrykend om vir jou in hierdie gedaante met jou te kan gesels, want is anders as om op 'n set te sit en te praat oor ons lines en die karakters. Hierdie embodiment of manhood, vir alles as man kyk na die aanslaat daar buite. Nee, want nou gaan my kop gaan, dis die model waarop ek my kind kan na to guide. Nie omdat hy nie ander het nie, maar net like when you encounter it and when it resonates true. En jou kinders as, weet julle hoe blessed is julle?
Kan auntie net vir julle sê what this happens out of work, out of life, out of love. Tja. En dankie dat jy daai kon demonstrate vir ons. Ons gaan julle terugkry. Ja, die Ja, kappel. ja. Nee, ons gaan Dat julle Megan die bel. ander weergawe gee van ons. Ja, dit is die waarheid hoor. Ja. Oh, snap. Ja, myne maar- was die Hollywood version. Luister, Uncle Zane weet, ek sit nou al vir jare met hom en ek sien hom regtig as 'n mentor, he knows that. En hy gee altyd vir my advies vir, ek sal nooit vergeet die ding wat vir my gesê was terwyl ek op die pad was, gereeld toer, toe ek gevra what do you do? En ek sal nooit vergeet die dag wat Uncle vir my gesê het dat wanneer jy 'n show doen of wat ook al gaan praat met mense en ek doen dit op vandag toe, veral as jy nie in jou hometown is nie, vat ouens saam met jou na jou kamer toe, Ja. wat ewen saam jou ingaan en nog gaan sit met jou vir 'n tydjie, van so baie goed kan gebeur as jy daar fair is op jou eie. En tot op vandag toe is dit my broer, vriende van my wat saam met my gaan. En ek maak seker ek slaap liewer by mense as in hotelkamers. En ek sien hoe Uncle Zane sy kinders groot maak, baie kom in haar kerke toe en dan bring hy sy hele familie saam. Val hy in Gauteng, al sy kids met hy Al sy. H1, you know what I mean? Hy kom in 'n bus. Die hele halve rugby team. En ek besef nou hoe ek hoor dat op die ouderdom van 40, ek weet nou waar ek is en jy preek die een ding daar buite en you fail at home as a father en sekere goedjies. So maklik So om ek in het huis so terug baie te val. geresonate en ek hoop julle daar buite druk julle comments, sê praat saam met ons op YouTube man, gaan koop vir jou data, kom by Wi-Fi, gaan sit in 'n koffie shop en as jy weer wil hê ons moet vir Zane Meas en sy vrou Megan Meas kry wat van Zimbabwe afkom, sy praat baie mooi Engels. Laat weet ons in die comments en dan sien ons julle in die volgende een. Absoluut. Tot die Solid. volgende een. Die keeperos, dankie julle.